Which award would Brayton Paulse get? The Duracell Bunny Award, I think. You know, he just could keep running and jumping up and down. He had energy. Yeah. You know, we used to do like they used to call it the bleep test, where you run and you have to get to a certain point when the beeper sounds. Yeah. And I remember watching Brayton. By the time I've fallen out, I've run myself to pieces. He looks around and then he checks. Okay, but there's one more wing left. And then he runs and when that wing falls out, then he says, okay, he does one or two more. And then, Brayton, is dit waar? Brayton. Ja, Martin, ek kan seker nie ek moet seker maar saamstem hè. Listen, that was a good award to get. Imagine if it was the bad award. Ja. Brayton, ons het vir Corne vandag op Stars op MBD. Net gou, I mean, jy weet, 'n kaptein van formaat nou, dis dalk 'n reality TV star of wat is hy? My word, ek stem saam. What's a story of memory het jy van Corne wat jy met ons kan deel wat ons nie sal van weet nie? Ja, Martin, ek moet eers dan sê Corne was natuurlik een van die squeaky clean manne in die span. Jy weet, 'n man met baie goeie beginsels en waardes en so voort. Maar jy weet hy was 'n ou wat ek nie baie poete gebak het nie, maar jy weet hy het so 'n kant gehad wat die mense nie buite geken het nie en so 'n bietjie van 'n stout kant gewees. En ja, so Corne het baie van ons al op 1 of 2 poete gebak, maar ons het so 'n biokineticus gehad met die naam van Phil Mack. En jy weet ons kon hom nooit vang nie. Hy was altyd so hiperaktief. Hy het omtrent nooit geslaap nie, as jy kon nie kan vra, jy weet. Hy het omtrent 60 jaar oud gewees, maar hy het gelyk soos 25, jy weet. Om die idee te gee. Sy naam was Phil Mack. Ja. En een keer op een van ons toere oor see, jy weet, het kon dit reg gekry om die arme ou se bed vol koffie en suiker te maak. En dit was die talk van die toer, jy weet. Corne het eventually vir Phil Mack gevang, want niemand kon hom ooit vang nie. Maar Brayton, dit was nogal 'n snaakse storie geweest. Brayton, ek onthou wat gebeur het. Ek was beseer en ek het nie gaan oefen nie. Ek het gaan swem in die hotel se swembad. Toe het hulle oefening toe gegaan. Toe het hulle vir Phil Mack baie kwaad gemaak by die oefening. Toe hy so kwaad dat hy nie saam met die bus huis toe gekom het. Hy het gehardloop en ek dink dit was seker 25 kilos of iets terug. Toe hardloop hy was baie fiks. Toe hardloop hy terug en toe hy natuurlik in sy kamer kom. Toe ek in daai tyd wat hulle weg was, sy kamerdeur oopgelos. Ek het nie seker gekry, die kamerdeur was in 'n skrifgie op ek oopmaak, toe sien ek dit Phil se kamer. Toe maak hy sy hele bed vol koffie en suiker. Maar die hele bed. En die pakkies uitgehaal en sy laken gesit binne en so. Yes, maar man was dis nie so of cherry op die kop. He just absolutely cracked it. En Martin, net vinnig hoor, Corne is natuurlik nou, jy weet, hy's natuurlik nou Hollywood ster met hierdie Survivor en al die goeters. En dis is wat Corne geken het. Ek bedoel, ons het baie jare, dit is genoem as met pre-season training waar ons baie hard geoefen het en soos baie kontak gemaak het en so voort. En weet jy wat? Corne het omtrent elke ou in sy spanmaats, het hy 1 of 2 ouens in die rib of in die kop geslaan met 'n vuis of 'n boot of 'n ding. So as ons gaan speel het, jy weet, was die ouens reg, want hulle weet as Corne voorvat, hy gaan so 1 of 2 ouens van die ander span so 'n bietjie gas gee met 'n houtjie of 2 in die ribbes. Dan weet jy man, hulle moet nou hulle ding doen, jy weet. So Corne het altyd op die veld gedoen met die ouens en ek sê hy het 1 of 2 ouens hospitaal toe gestuur met daai pre-season training camp. Well, you were prepared, weren't you? Voorbereiding. Dit is great geweest om van jou te hoor. Baie dankie vir jou tyd. Waardeer dit hoor. Thanks, Brayton. Guys. Beautiful. Bye. This is MBD TV. Martin Best to Drive.